Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Ek kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die sterkste spelers van Fairy. Vandag se vee, Kite She of Fietjiekatte, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Katte kom voor in die geskiedenis en volkskunde van baie nasies en is 'n gunsteling onder kunstenaars en skrywers. Almal weet dat katte 9 lewens het, en hierdie kennis kom van 'n oënskynlike deugdsaamheid as hulle valle oorleef wat dodelik verander sou wees. Hul nonchalante houding wat beskou kan word as 'n gebrek aan enige instink vir selfbehoud, en die manier waarop hulle blyk of hulle reg deur jou staar. Dit lyk asof swart katte om elke hoek en draai afkap. Sedert die middeleeue word hulle gesien as of hekse in vermomming, of as gedienstige geeste wat met hekse werk, en dis voorboders van swart toorkrag is. Om een van agter te sien, is 'n slegte teken. As dit wegstap van jou, is dit slegte geluk. As dit jou pad kruis, is dit slegte geluk. En dit word selfs geblameer dat hy sy neus by die van 'n pasgebore baba sit en die lewe daaruit suig. Behalwe in die VK, daar word swart katte as goeie geluk beskou, en wit katte, blykbaar die kleur van spooke, word as ongelukkig beskou. In antieke Egipte is Baas die koningin van katte. Sy word uitgebeeld met die kop van 'n kat en as die beskermer van katte, en sy word gewoonlik uitgebeeld as 'n pragtige swart kat. In die Noorse mitologie het Freya 2 swart katte wat haar stryd waartrek. Dit lyk asof nie almal swart katte vereenselwig met dood en duisternis nie. In Ierland staan 'n swart kat met 'n wit pelsvlek op sy bors, egter bekend as die koning van die katte, Kite She of Grimalkin. Hierdie kat is inderdaad 'n vee. Die enigste manier om hierdie ondeende kat gelukkig te hou, is om 'n pieringroom uit te laat. Selfs Shakespeare het Grimalkin in een van sy toneelstukke, Macbeth, bedryf 1, die eerste heks sê, "Ek kom Grimalkin," wanneer haar gedienstige gees as 'n kat roep. Of jy hulle toveriek ag of nie, as jy te diep in 'n kat se oë staar, sal jy visioene sien van 'n vee-wêreld wat deur daardie selfde oë op jou spioneer. Of miskien is dit net die pyn om gekrap te word nadat jy die kat uitgedaag het. En nou, vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, Kite She. Die Fietjiekat in Skotse mitologie wat gewoonlik as 'n swart kat met edelkleurige oë vertoon. Hulle het geen ware getrouheid nie, al vorm hulle selde 'n sterk band met 'n ander vee. Hulle gebruik verstandpraat om te kommunikeer en is gewoonlik brutaal. Hulle praat soos hulle wil. Normaalweg bring hulle ongeluk op alle mense wat hulle sien. Hulle is ondeend van aard. Sommige het wel slegte wil teenoor mense. Hulle kan hulself na willekeur onsigbaar maak, selfs vir ander vee. Die enigste bekende alliansie tussen die Kushi Fietjiehonde en die Kite She Fietjiekatte is die van die Kushi Saphira en die Kite She Jade. En nou, as 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van Kite She of Fietjiekat na Engels. Kite She of Fairy Cat.
Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste roneldemismaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!